almal, welkom by nog 'n wiskunde met Maggie video. Vandag begin ons en ons kyk na die dubbelhoek identiteite se afleiding. So hierdie is nie 'n voorbeelde video nie, daai een is die volgende video en as jy daarin belangstel, asseblief gaan kyk na daai een. Ek sal dit hier iewers te link of ek sal dit in die description hê. Hierdie video gaan jou net help om te verstaan hoe jy hierdie identiteite kan aflei. Dis net 'n verstaan video en partykeer verander die syllabus, so dis nou 2024, jy hoef dalk nie hierdie bewyse te ken en in 'n eksamen te gebruik nie, maar dalk in 'n ander jaar, wanneer die syllabus verander, moet jy hierdie kan doen, so dan het jy 'n klein video daaroor al klaar. Vir hierdie video sou ek regtig sê jy het net die vorige video dalk nodig, waar jy weet hoe om saamgestelde hoeke se identiteite te gebruik, maar andersins kan jy net hierdie video kyk en die proewe sien. Ok, kom ons begin. Hierdie is die sin 2 alfa, is gelyk aan 2 sin alfa cos alfa identiteit, so hierdie een is 1 op sy eie. En dan het jy die cos 2 alfa identiteit, en die een wat jy eintlik moet onthou is hierdie cos 2 alfa is gelyk aan cos kwadraat alfa minus sin kwadraat alfa. Hierdie ander twee kan jy aflei van hierdie een af as jy die identiteit sin kwadraat alfa plus cos kwadraat alfa is gelyk aan 1 gebruik. So hierdie identiteit kan jy vat en jy kan dan hierdie gebruik om hierdie laaste twee af te lei. So wat ek sou sê wat belangrik is hierso is hierdie twee hierbo. Maar vir nou, vir die 2024 syllabus, hoef jy die ook nie te memoriseer nie. Dit is eintlik in jou inligtingsblad, so jy hoef nie hierdie uit jou kop uit te gaan leer nie. Maar wat ek altyd voorstel om tyd te spaar in 'n eksamen, hoe meer jy hierdie tipe somme oefen, hoe meer ken jy hierdie uit jou kop uit en dan spaar jy tyd. Dan hoef jy nou nie op 'n inligtingsblad te gaan soek vir goeters tydens 'n eksamen nie. Dis al klaar in jou kop, jy kan dit net onmiddellik gebruik. Dan hoef jy nie so baie rond te blaai en alles nie. Jy spaar dalk 'n paar minute, maar partykeer is daai presies wat jy nodig het om iets uit te werk. So, die heel eerste afleiding wat ons deur gaan is hierdie sin 2 alfa ene. So, ons gebruik hierso die saamgestelde hoekidentiteit van sin alfa plus beta is gelyk aan sin alfa cos beta plus cos alfa sin van beta. Ok, daar is 'n saamgestelde hoekidentiteit vir sin van alfa plus beta. Maar as jy sin vir 2 alfa wil hê, is sin van 2 alfa nie dieselfde as alfa plus alfa nie, want jy kan mos hierdie twee hoeke saamtel. Hulle is albei alfa, dit is dieselfde soort item, so jy kan dit by mekaar tel. So wat ons doen om sin van 2 alfa te bewys, is ons sê wel sin van 2 alfa is gelyk aan alfa plus alfa. So dan as jy hierdie identiteit gebruik, en jy vervang waar ook al jy nou 'n beta sien, hierdie tweede alfa, dan as jy daai oor gaan skryf hierso, dan word dit sin van alfa vermenigvuldig met cos van daai alfa plus cos van alfa vermenigvuldig met sin van daai alfa. Nou is hierdie basies gelyksoortige terme. Hierdie is 'n sin alfa cos alfa, hierdie is 'n cos alfa sin alfa. Die orde van hierdie waardes of funksies is net omgedraai, maar omdat dit vermenigvuldig kan jy hierdie stukkie oorskryf as sin van alfa cos van alfa, en dis presies dieselfde as cos van alfa sin van alfa, want hulle is produkte, hulle vermenigvuldig met mekaar. So dan, omdat hulle gelyksoortige terme is, kan jy hulle by mekaar tel en dis waar die 2 sin van alfa cos van alfa vandaan kom. So daarom kan jy bewys dat sin van 2 alfa gelyk is aan 2 sin van alfa cos van alfa. Ek hoop ek het julle nie daar verloor nie. Dit is regtig eenvoudig. Jy gebruik hierdie saamgestelde hoekidentiteit. Al wat jy doen is, jy wil 2 alfa hê, want dit is die identiteit wat jy probeer bewys. So jy sê 2 alfa is gelyk aan alfa plus alfa, dis dieselfde om te sê 1 plus 1 is gelyk aan 2, dis nou net met alfas. En dan gebruik jy hierdie identiteit, en waar ook al jy hierdie alfa of hierdie beta sien, vervang jy dit met hierdie alfa, en jy gebruik dan basies hierdie uitdrukking, en as jy dit doen en jy volg hierdie patroon, dan kry jy 2 gelyksoortige terme wat jy by mekaar kan tel, en dan bewys jy dat sin 2 alfa gelyk is aan 2 sin alfa en cos van alfa, en dis dit. Vir cos 2 van alfa is dit 'n soortgelyke situasie. Ons gebruik hierdie identiteit, cos van alfa plus beta is gelyk aan cos alfa cos beta minus sin alfa sin beta. Hierdie is net die identiteit, ons hoef dit nie te bewys in hierdie geval nie. Hierdie is die saamgestelde hoekidentiteit vir cos van alfa plus beta.
Maar ons het nou 'n 2 alfa, so dis presies dieselfde situasie, waar ook al ons 'n beta hierso sien, sit ons hierdie alfa waarde, want ons soek 2 alfa, so weer eens alfa plus alfa gee vir jou 2 alfa, in die hoek, so jy kon hierdie basies in hakkies gaan sit het. Dan waar ook al ek 'n beta hierso sien, gaan ek nou net hierdie alfa in substitueer, en dis presies wat ons gedoen het, so dan word dit cos alfa plus alfa is gelyk aan cos alfa vermenigvuldig met cos alfa minus sin alfa vermenigvuldig met sin alfa, en jy kan dit hierso sien. En cos alfa vermenigvuldig met cos alfa is dieselfde, dit word cos kwadraat van alfa, en sin alfa vermenigvuldig met sin alfa is sin kwadraat alfa. So dan bewys jy dat cos 2 alfa gelyk is aan cos kwadraat van alfa minus sin kwadraat van alfa. Maar nou het ons hierbo gesien dat hierdie situasie gelyk is aan hierdie ook, en ek het vir jou gesê jy moet die identiteit gebruik dat sin kwadraat alfa plus cos kwadraat alfa gelyk is aan 1. So dit is presies wat ek hier vir julle gaan wys. Ons weet dat 1 gelyk is aan sin kwadraat alfa plus cos kwadraat alfa. Dis wat ek nou net gesê het. Maar as ons net sin kwadraat alfa op sy eie wil hê, dan moet jy hierdie cos oorvat, dan word sin kwadraat alfa gelyk aan 1 minus cos kwadraat alfa. So as ek hierdie sin kwadraat alfa is gelyk aan 1 minus cos kwadraat alfa vat, en ek substitueer dit hierin, dan word cos 2 alfa gelyk aan cos kwadraat alfa minus 1 minus cos kwadraat alfa. So dis basies hierdie deel. En dan moet jy net die minus inmaal, of invermenigvuldig, dan word dit cos kwadraat alfa minus 1 plus cos kwadraat alfa, so as ek hierdie uitmaal, dan word hierdie cos kwadraat alfa minus 1 plus cos kwadraat alfa, en dan kan jy gelyksoortige terme by mekaar gaan tel, so dan kry jy 2 cos kwadraat alfa minus 1. So dis hoekom jy dan ook kan sê, cos van 2 alfa is gelyk aan 2 cos kwadraat alfa minus 1. Maar as jy nou die ander deel van hierdie identiteit wil bewys, so hierdie, kan jy ook vir cos kwadraat alfa uitdruk in terme van 1 minus sin kwadraat alfa. So al wat ek nou gedoen het, ek soek hierdie in die onderwerp van die formule van hierdie identiteit, so dan word dit 1 minus sin kwadraat alfa, dis wat jy hierso sien. En dan as ek cos kwadraat alfa vervang met hierdie, dan kry ek hierdie uitdrukking. So cos 2 van alfa is dan 1 minus sin kwadraat alfa minus sin kwadraat alfa. En as ek dan hierdie hakies wegvat, dan bly ek net oor met 1 minus sin kwadraat alfa minus sin kwadraat alfa. En hierdie is weer eens gelyksoortige terme. So dan sit 1 minus 2 van sin kwadraat alfa. So dan bewys ons ook dat cos 2 alfa gelyk is aan 1 minus 2 sin kwadraat alfa. En daar het jy die 3 identiteite vir die cos 2 alfa bewys. Okay, so daar is die einde van hierdie video. Ek hoop het julle gehelp. As hierdie video's julle help, asseblief onthou om te like, subscribe, share en al daai goeie, sodat ons nog meer mense kan help. En as jy altyd op hoogte wil bly van hierdie kanaal, kan jy die notification klokkie aansit, sodat jy altyd kan sien wanneer nuwe video's uitkom. Jy kan ook natuurlik by die nuusbrief aansluit, so die is ietsie wat ek nou net begin het, maar jy kry daar eksklusiewe studiewenke en ook net channel highlights. Sien julle in die volgende video. Bye!